Ons tema is bouwerk. Ons lees 1 Korintiërs 3 vers 9 tot 17. Die afgelope ruk moes ons met afgryse sien hoe dat groot geboue in mekaar getuimel het, meeste met talle sterftes, omdat dit nie volgens die regte boustandaarde gebou was nie. Enige bouer, argitek en ingenieur sal weet hoe belangrik veral die fondamente van 'n gebou is. As grondtoestande swak is, dan is daardie fondament des te belangriker. Ek het vir 40 jaar gewerk as tekenaar wat geboue ontwerp het, en in daai tyd het ek dikwels gesien watter gevolge swak fondamente kan hê. Geboue kan uit mekaar bars as die fondamente nie volgens voorskrif is nie. Meeste kusdorpe is op reuse sandduine gebou, wat die nadeel het dat die sand baie maklik onder die fondamente kan uitspoel. As daardie fondamente nie streng volgens 'n ingenieur se spesifikasies gegiet is nie, sal die gebou intuimel. 2000 jaar gelede het mense al geweet presies wat die waarde is van stewige fondamente. Toe is dit egter nie in beton gegiet nie, maar reuse rotsblokke is onder die grondoppervlak gepak waarop die gebou opgerig is. Wanneer 'n gebou eers op so 'n fondament opgerig is dit onmoontlik om die fondament onder die gebou suksesvol uit te haal en te vervang. Alles moet afgebreek word en die fondament moet met groot moeite uitgehaal word voordat 'n nuwe fondament gelê kan word. Dan moet bouwerk van vooraf begin word. Paulus gebruik hierdie baie bekende beeld om te verduidelik hoe belangrik die fondament is waarop jy jou geloofslewe moet bou. Paulus skryf in 1 Korintiërs 2 vers 11, die fondament is Jesus Christus. Net soos wat die fondament van 'n gebou nie onderhandelbaar is nie, so is die fondament in jou geloofslewe ook nie onderhandelbaar nie. Die enigste goedgekeurde fondament is Jesus Christus en slegs hy alleen. As jy in 'n gebou se fondament 'n spul bourommel en klippe saam met die beton gooi, verswak jy dit en jou gebou gaan kraak of intuimel. Op dieselfde wyse durf ons ook geen ander voorwaardes in ons geloofslewe voeg saam met Jesus nie, want dan gaan ons geloofsgebou ook kraak. As die manier waarop sakramente bedien word vir jou verlossingsnoodsaaklik is, dan is daar probleme met jou fondament. En as politieke oortuigings bepaal of jy die saligheid gaan kry, dan lig ek my wenkbrauw. Ek sien eenmaal 'n videogreep wat tydens 'n troue geneem is, waar die priester besig was om nagmaal te bedien aan die bruidspaar. Die stukkie brood val per ongeluk uit die priester se hand voor by die bruid se rok in. Vir hom was dit 'n doodsonde as die nagmaalsbrood verlore gaan. En om die saak te beredder, steek hy Semier sy hand voor by haar rok in en grawe die brood daaronder uit waar dit jou laat bloos. Dit was skreeusnaaks, maar dit het my laat wonder oor die suiwerheid van die fondament van daardie priester se lewe. Daar's egter 'n tweede saak wat belangrik is in enige bouwerk. Die gebou self moet van 'n goeie gehalte wees, anders kan daar probleme kom. Dit help nie dat jy 'n fondament het wat uit die boek is en jy bou 'n ou sinkpondokkie daarop nie. Jou bouwerk moet pas by die fondament,
Anders kan dit dalk 'n belediging wees vir die fondament waarop jy bou. In ons geloofslewe geld presies dieselfde. Ons stem reeds saam dat Jesus as fondament nie onderhandelbaar is nie. Wat jy egter met jou geloofsgebou maak, is elkeen se eie saak. Hoe jy jou geloofsgebou oprig, gaan dalk nie jou saligheid in bedrang bring nie, maar die vraag is of dit nie dalk die naam van die fondament, Jesus, in die skande gaan bring nie. Hoe lyk my geloofsgebou? Dit hoef nie 'n paleis te wees nie. Nie almal van ons is tog Billy Grahams nie. Ek moet egter baie deeglik onthou dat die Heilige Gees in my woon en dat my huis daarom, hoe klein hy ook al is, skoon en netjies moet wees. Elkeen van ons moet bou volgens sy vermoë, maar dit wat ons bou, moet goed wees en tot eer van die Here. As jy jou lewe bevuil deur losbandigheid, vuil taal, liefdeloosheid, luiheid, dobbelary, vraatsig en dies meer, is jy besig om die fondasie waarop jou geloof gebou is, tot skande te maak. 'n Ongelowige mag dalk jou bouwerk sien en sê dat as dit is hoe 'n gelowige lyk, dan wil hy beslis niks met Jesus te doen hê nie. Dit maak van jou 'n geestelike moordenaar, want dan is jy die oorsaak dat iemand wat dalk die ewige lewe kon hê, daardie lewe kwyt is. Ja, jy sal dalk self nog steeds die ewige lewe kry. Jesus het dit immers vir jou gegee, maar jy gaan volgens 1 Korintiërs 3 vers 15 net deurskraap. Wat is skande? Vraag is, hoe lyk jou geloof? Kom ons bid. Here, ek wil nie vir U tot skande wees nie. Help my asseblief om my geestelike gebou mooi en netjies en 'n sieraad vir U te bou. Amen.